steeds besig om met u te praat oor baie belangrike dinge in ons lewens en dit is daai beloftes van God en ek dink is dit nie waar nie dat ons kan so maklik dan ons sê opstaan op die beloftes. Here, Vader, as ek die beloftes van U God in ons lewens het. As geweldig hoeveelheid beloftes in God se woord. Ek weet nie of jy al gesien het in die Bybel nie. Hoeveel beloftes daar in God se woord is nie. Dank die Here vir 'n nuwe verbond. Die Bybel sê gegrondves op beter beloftes as wat daar was in die ou verbond. En dank die Here vir daardie beloftes, maar ek glo dat elkeen van u smag na daai beloftes. Inteendeel het ek 'n stelling gemaak en ek wil weer hierdie stelling maak. Ek weet nie hoe 'n kind van God kan oorleef in die tyd waarin ons gaan leef sonder hierdie beloftes nie. Dis hoekom ek dink jy baie ernstig moet raak oor hierdie beloftes van God. Want hierdie beloftes val nie net in ons skoot nie. Daar is sekere dinge wat God gesê het vir jou en vir my om hierdie beloftes te kan toeëien. Daarom dan het ek teen predikers wat die name en claim prediking verkondig. Man, you name it and you claim it and it's yours. Ek het nog nie so 'n evangelie gesien nie. Ek weet nie van u nie, maar in die jare van bediening het ek nog nie so iets gesien nie, my broers. En ek dank die Here vir 'n ware evangelie wat ek vir u kan bring. Dat ek vir jou sleutels kan gee vanmôre om poorte te ontsluit om daai beloftes uit te kom. Hartseer, ek dink as ek gaan kyk na prediking deur die jare, is ons verkeerd gekondisioneer. Ons is nie die regte evangelie gegee nie. En nou sit ons met 'n kerk wat soveel verwagtinge en hoop in die Here het en dit realiseer nie omdat die evangelie nie reg verkondig is nie. Hier, my broers en susters, sal jy die waarheid hoor. Amen. Want ons is in 'n verbond en ek het nog nooit gesien dat daar net aan een party verantwoordelikhede is met betrekking tot 'n verbond nie. Wys vir my so 'n verbond. Wie van julle is getroud? Julle weet die huwelik is 'n verbond. Net die man het verantwoordelikhede. Ja, beide. Net die vrou, nie die man nie. Nee, my broers. As albei nie werk in die huwelik en gaan die huwelik nie werk nie. Net soos daar 'n verbond tussen ons en Jesus. Ons kan nie verwag God moet alles doen en ons niks doen nie. Daar is nie so iets in 'n verbond nie. Laat ek dit vir jou onopbonde stel. Nee, Here, ons soek net die beloftes, maar wat doen jy? Nee, man, ek wil net jy moet dit doen. Wat doen jy? Nee, vrou, jy moet dit doen. Wat doen jy? Sien, ons twee kante van 'n verbond. Hierdie dinge verstaan. Daar's beloftes wat jy gemaak het daai dag toe jy getroud is. Beide van julle. Beloof dit en beloof dit, net tot die honeymoon verby is. Dit is maklik om beloftes te maak, maar ek weet net een ding. God is getrou. Wanneer beloftes van God nie werk, is nie God se skuld nie. Want God is nie 'n mens wat sal lieg nie. God spreek nie en doen nie. Nee, my broers en susters, as God iets gesê het, as hy 'n belofte gemaak het, wil ek vir u sê, daai belofte is ja en amen. So ek hou net vir u God se woord voor. Ek sê net vir u wat God vir ons beloof het, maar vir wie? In die eerste kategorie vir hulle wat in die vrees van die Here leef. Jy sien, want God kom in sy woord en is baie duidelik en sê, hulle wat in die vrees van die Here leef, gaan daar hierdie 44 minstens beloftes realiseer. Leef jy nie in die vrees van die Here, moenie hierdie beloftes verwag nie. Want God bedoel wat hy sê en God sê wat hy bedoel. Ek het dit geleer deur die jare. Amen. So ek hou vir die evangelie voor, my broers, wat die waarheid is, want wat maak ons vry? Net die waarheid, want ons 32 sê dit. Nou moet ek vir julle verduidelik wat behels dit om in die vrees van die Here te leef, die wat die woord gehoor het. Amen. Sodat jy kan weet of jy kwalifiseer vir daai beloftes al dan nie, want jy moet weet wat is dit om in die vrees van die Here te leef. As jy dit weet en jy doen dit, dan gaan jy daai beloftes in jou lewe kry. Nie Willem Eerste sê dit. Wie sê dit? God. Hierdie Bybel wat God vir ons gegee het, is sy woord. Hy sê dit, asseblief, nie ek nie. Ek gee net vir u die woord van God. Ek praat met u oor 'n tweede kategorie, want ek wil vir u nog beloftes van God gee. En ek bid u dat hierdie beloftes in elkeen van u lewe sal realiseer. Sien, dis my hand. Amen. Ek bid dit die Here.
Nou, ek het met die laasweek gepraat, want hierdie beloftes gaan oor wie? Oor die regverdiges. As beloftes wat gekoppel is aan regverdiges. Willem, is ek 'n regverdige? Weet nie, toets nie aan die woord van God. Ek het laasweek vir u gesê, wat is 'n regverdige? Wat sê God, wie is 'n regverdige? Wat is daardie karaktereienskappe van 'n regverdige? Jy sê, want dan gaan jy met die beloftes uitkom, as jy kwalifiseer in jou lewenspad wat jy staan. Ek gaan nie weet oor nie, daar's twee aspekte van geregtigheid. Die woord is op YouTube, jy kan gaan kyk daarna. Ek wil môre wil ek kom, ek het hier gesê, ek gaan met u praat oor die beloftes nou. As minstens 37 beloftes wat ek vir u gaan voorhou. Saam met die 44, jy graad 1 wiskunde bring dit my by 81 uit. Kyk, dit was jare terug matriek wiskunde, maar is nou graad 1. Maar vir jou kind help wat in graad 1 is, moet toch jy, nee, maar hulle wiskunde was onstaande 3-4 wiskunde. Dit is die realiteit. Bly dat die beloftes moet hoor vanmôre. Praat eerstens met u oor poort. As verskeie poorte, luister, as fisiese poorte. Israel het poorte gehad. In die nuwe Jerusalem praat die Bybel van 12 poorte wat daar gaan wees, wat toegang gee tot die stad en dit wat binne in die stad is. Onder andere die boom van die lewe wat in die stad is. So daar's fisiese poorte, ook in Israel was daar hekke gewees en poorte. Daar is fisiese poorte, maar daar's ook geestelike poorte. Ek weet nie of jy al gelees het van geestelike poorte nie. Ek het al gepraat oor spiritual portals. In hierdie geestesdimensie is daar poorte, julle. Jakob het 'n ondervinding gehad met die grootste poort. En wat het hy gesien? Hy het die poort gesien wat oopgaan na die hemel toe. En daar's 'n staircase en engele het op en af beweeg. En God het vanuit daai poort uitgespreek tot hom. Luister, daar spiritual portals. Die Bybel praat van 'n poort van geregtigheid. Because I'm talking to you about righteousness. Want dis die regverdige wat jy die beloftes gaan kry. Amen. Maar jy gaan nie die beloftes nie kry as jy nie deur die poort van geregtigheid beweeg nie. Want hierdie beloftes lê aan die ander kant hierdie poort van geregtigheid. Die boom van die lewe lê aan die ander kant die poort. Jy moet deur die poort gaan om by die boom van die lewe uit te kom. Eendag in die Jerusalem. Dat gaan weer daar op hierdie aarde. Maar vat ek jy gou na skriffies toe. Want hierdie poorte moet ontsluit word. Wat doen ek? Ek gee vir jou wat vanmôre? Sleutel van wat ek doen, die poorte te ontsluit. Amen. Hierdie poorte oop te maak. Ek gee dit vir jou vanmôre, Spreuke 118:9. Maak oop vir my die poorte van die wat? Geregtigheid. Praat nie oor geregtigheid, beloftes vir hulle wat regverdig is, wat pad stap van geregtigheid. Alles vir geregtigheid. Sy maak oop vir my die poorte van die geregtigheid. Ek wil daardeur ingaan. Wie wil ingaan? Is iemand hier vanmôre? As een prys die Here. Ja. Hier kom dit ja, hier's ander ook. Amen. Broer en suster, sien ons moet ernstig raak oor hierdie ding. Hierdie is belangrik. Belangrik dat ons begin ernstig raak oor God se woord. Amen. Jy sien, dan moet 'n honger en 'n dors wees, sê die woord van die Here daar wat? Na geregtigheid. As daar nie 'n honger en 'n dors is, gaan jy nie begeerte hê om deur hierdie poort van geregtigheid te gaan. Jy gaan 'n begeerte hê as jy verstaan hierdie beloftes is vir hulle wat geregtigheid doen. Die tweede aspek van geregtigheid. Jesaja 26 vers 2. Maak oop die poorte dat die regverdige nasie kan ingaan wat die trou bewaar. Ek bid die Here vir ons nasie in Suid-Afrika of nasies. Suid-Afrika, ek bid God dat daar poorte oopgaan vir Suid-Afrika. Die poorte sal nie oopgaan as regverdigheid nie gevestig word in hierdie land nie. Amen. Dan die Here. Al gaan dit nie vir die land ook nie, kan vir jou oopgaan. Yes. Amen. Dis die hoop wat ek het vir mense in Suid-Afrika. Kyk verby dit wat in hierdie land aangaan. Sien God in jou lewe en besef dat die Here kan vir jou poorte oopmaak. Al is die poorte van die land nie oop. Al is hulle besig om poorte toe te maak, sal God vir jou poorte oopmaak. Maar wat sê die woord van die Here? Jy moet regverdig wees. Jy sien, dis die ware evangelie. Spreuke 14:19. Die slegstes moet buig voor die goeies en die goddeloses by die poorte van die regverdige. Gekoppel aan regverdigheid. En wil ek ons moet gaan kyk, wat se beloftes lê daar?
aan die ander kant van hierdie poort. Ek vat nie deur hierdie belofte, ons 'n bietjie uitbrei op van hulle. Die eerste een kry ons in Psalm 5 vers 13. Ek wil hê dat jy moet let op wat God hier sê, op wie is hierdie beloftes van toepassing. Baie belangrik. Hy sê, want u seën wie? Here, ek soek die seën, Here. Pastoor, bid vir my vir die seën van die Here. Is jy regverdig? Stap jy die pad van geregtigheid? Doen jy geregtig? Ons moet gaan kyk na die vereistes. Maar kyk, werk God se koninkryk met mense. O Here, u omring hom met welbehaag soos met 'n skild. Die engel sê, with favor will thou compass. It is to encircle him with a shield. Jy geweet as jy die pad van geregtigheid stap, dan kom God outomaties in die belofte realiseer in jou lewe. Hy beskik jou. He encircles you. Dis wat Psalm 91 sê, as jy die Here, jou God, sy heerlikheid jou habitat gemaak het, man, is daai heerlikheid van die Here rondom jou. Maak nie saak waar jy beweeg in hierdie wêreld. Wow, amen. Jakobus 5:16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Wat moet jy eers doen voor jy bid? Nee, pastoor, bid eers, dan gaan ons bely. Jy bely eers. Jy sien, want gebed werk nie al voor jy nie bely het. Bely eers, dan bid jy. Wat sê die Bybel dan? Sodat jy gesond kan word. Die vurige gebed van wie? Regverdigheid het groot krag. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na die betekenis van vurige. Vurige beteken aktiewe, 'n doeltreffende, 'n doelgerigte gebed. Dis nie sommer net 'n ou gebedjie opskiet. Maar ons so vinnig 'n ou gebedjie opskiet. Daai gebed werk nie. My broers en susters, 'n doelgerigte gebed. Is belangrik dat ons as kinders van God meer doelgerig moet raak in ons geestelike lewe. Wat is jou doel? Jy pastoor, nog nie regtig daaraan gedink nie. Wat is jou doel in jou geestelike lewe? Het jy jou doel neergeskryf? Weet jy spesifiek wat jou doel is? Is jy besig om te beweeg na jou doel toe? Wat is jou doel, geestelik? Weet jy so doen? Nie nou hande opsteek. Ek bid en pleit by jou, dat kinders van God doelgerig moet word. Gaan sit en bepeins met God en sê, Vader, wat is u doel geestelik met my lewe? En skryf daai doel neer en werk na daai doel toe. Want dit beteken jou geestelik het nie veel nie. Môre trof ons skiet in die lug en ons hoop ons tref. Nee. Want God het 'n doel en 'n plan met jou lewe en met elkeen van ons lewens. Maar is ons doel gerig volgens daai plan en die doel wat God het vir ons lewens? Ja. Ek het nog nie gedink daaraan ek 'n doel moet hê, geestelik. Filippense 3:14. Paulus kom en sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is. Ek strek my uit na wat voor en jaag na die doel. Wat is jou doel? Jaag jy na daai doel? Is jou geestelike lewe duidelik op pad na iewers toe? Wat jy weet spesifiek is. Wat is jou geestelike doel? Doelgerig is. Hy sê om die prys te verkry van die hoë roeping van God. Jy weet God het 'n roeping vir jou lewe. Net elkeen van jou. Jy sien, jy moet uitkom by daai roeping wat God vir jou het om die prys te kry, die loon te kan kry. Daai hoë roeping wat God vir jou het om daai doel uit te kom. Dan mis jy op purpose. Wat seer is dit om aan die einde van jou lewe jou asem uit te blaas en jy het nooit jou doel bereik waarvoor God jou geskaap het. Hartseer. Dit hoeveel mense gebeur dit. Wat is jou doel? Kan ek die Efesiërs 1 vers 7 tot 14 lees? Ek lees dit vir u. Want dink jy God het 'n doel met alles? Of het God nie 'n doel nie? Het God hierdie aarde geskape met 'n doel? Het God jou geskape met 'n doel? As jy mooi gaan kyk, God is nie doelloos nie. Enige iets wat God gedoen het, het 'n spesifieke doel gehad nie. Kom ons gaan kyk, wat was God se doel met Jesus Christus? In hom
in wie? In Jesus. Het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het. Hierdie is God se wil wat hy aan ons openbaar het. Na sy welbehae wat hy in homself voorgenem het om die volheid van die tye te reël. Met die doel. Hierdie het die doel. Hierdie is die einddoel. Ek bring nie by die einddoel nie. Dalk sien jy nie so ver nie en weet jy nie wat is die einddoel? Waar is God op pad heen? God is op pad na 'n einddoel. Wat is hierdie einddoel? Kom ons gaan kyk. Want dit het te doen met die volheid van tyd. Met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as op die aarde is onder een hoof in Christus te verenig. Dis God se doel. Dit gaan gebeur. Die hemele en die aarde gaan onder een verenig word, Jesus Christus. Want hy het hom 'n naam gegee vir elke naam. Halleluja. In hom, in Christus, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het nadat ons van tevore daartoe geordineer is ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid wat ons reeds tevore op Christus gehoop het. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderkant is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof en sy heerlikheid. Wat sy einddoel? Amen. Julle is ingesluit. Julle geweet in God se einddoel. Amen. Ek dank die Here dat julle in die plek is om God se einddoel deel aan te kan hê. Is julle erfgename hier? Amen. Amen. Ons is mede-erfgename van Christus, erfgename van God. Ons het kindskap ontvang. Kom ons gaan kyk Psalm 14 vers 5. Hy sê, daar het skrik hulle oorweldig, want God is by wie? Watter geslag? Praat met my. Regverdige geslag. Amen. Praat met u oor die regverdiges. God is by u. Sien jy God in jou lewe? Sien jy God in jou generasie? As God by jou is, gaan jy God sien. Matteus 5:8 sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Maar Willem, jy kan God nie sien en bly leef nie. Ek praat nie van fisies nie. Ek gaan nou vir u verduidelik, net en suster, wat behels het om God te sien. Kan ek u vat na Dawid toe? Want hier kom Petrus toe die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het, verduidelik hy onder andere Dawid hier in Handelinge 2 vers 25. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd weer voor my gesien. Het hy God fisies gesien? Nee. Want hy is aan my regterhand dat ek nie sou wankel nie. Dawid het God gesien, nie fisies nie, maar hy kon God in sy lewe sien. In baie areas en aspekte van sy lewe kon hy hom sien. Jy sien, wat kan ons van God sien? Ons kan die genade van God sien. Het jy al gesien van die persone, dan luister jy na getuienis, dan sien jy die genade van God in daai persoon se lewe. Jy kan God se genade sien. Handelinge 11 vers 23. Toe hy daar kom en die genade van God sien. Iets wat jy sien God. Jy kan die heerlikheid van God sien. Johannes 11 vers 40. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Sien jy die heerlikheid van God in jou huis? Sien jy die genade van God in jou huis? God beloof dit vir jou. Sien jy die krag van God in jou lewe? Sien jy die vrede van God? Sien jy die vreugde van die Here? Sien jy die beskerming van God? Sien jy die vrymaking? Sien jy generasieseëninge? Sien jy God? Amen. Praat nie oor beloftes, julle. Want ons moet uitkom by hierdie beloftes. Baie belangrik. Ek en jy moet hierdie dinge, ons moet dit kan sien in ons lewe. Ander mense moet dit kan sien in jou lewe. Amen. Generasieseëning is 'n belofte vir wie? Vir die regverdiges. Ek dank God vir generasieseëning. Ek het dit gesien in my lewe. Psalm 37 vers 25. Ek was jonk
Ook het ek oud geword. Amen. Wie is ook oud vanmorgen? Moenie hand op. Jy gee oor hom. Maar nooit het ek die regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie. Amen. Waarna verwys dit? Generasie seëninge. Ek dank God vir ouers wat die Here gedien het. Amen. En voorouers wat God gedien het, 'n geslag wat die Here geken en gedien het. Beleef die generasie seëning. Spreuke 20:7. Wie in sy regskaapenheid wandel as 'n regverdige, gelukkig is sy kinders naam. Luister, ek beloof dit nie, God sê in sy woord. Hier is 'n sleutel vir jou kinders om gelukkig te wees na jou. Ek praat van die geslag na jou. Net jou kinders na jou. Ons gaan kyk Spreuke 13:22. Kyk na generasie seëning. 'n Goeie mens wat sy kinders erwe, sy kleinkind. Maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdiges weggesperr. Amen. Fantasties. Hierdie beloftes moet begin realiseer die kinders van die Here. Weet dit? Die Vader help ons, Vader, hoe moet dit prakties plaasvind? Want God laat dit gebeur vir die regverdiges. Want jy sien die skrifte gekoppel aan hierdie generasie seëninge. Job 27 vers 16 en 17. As hy silwer ophoop soos die stof en klere aanskaf soos modder, hy skaf dit aan, dis nou hierdie goddelose, maar die regverdige trek dit aan. Amen. Fantasties lief. Praat van die regverdige. Hierdie is beloftes wat God koppel aan regverdiges. Ek dink kerk moet nader hieraan kom. Prediker 2:26. Want aan 'n mens wat welgevallig is voor sy aangesig gee hy wysheid en kennis en vrede. Maar aan die sondaar lê hy die taak op om bymekaar te maak en te versamel, om dit dan te gee aan die een wat welgevallig is voor die aangesig van God. Met die Here vir hierdie skrifte. Susters, hierdie skrifte is op my die boardroom. Ek het hierdie skrifte uitgetik en ek bid dit in die boardroom. Want ek glo dat God is nie 'n mens wat sal lieg nie. Iets sal sê dit nie sal doen. Amen. Kom ons kyk na verdere beloftes. Regverdig, Psalm 55 vers 23. Werk jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel. Wees God wat dit beloof deur sy woord. Amen. Jy sien, want die Here wil nie ons moet wankel nie. Ek weet nie of julle daai liedjie geken het nie. Ek sing dit vanmôre vir Lia, sy ken hierdie liedjie. Wankel nie, vertrou die Here. Geloof wankel nie. Sy ken hom. Geloof wankel nie, vertrou die Here. So drie liedjie gesing, ek dink by die AGS. Geloof wankel nie. Handelinge 2:25, want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd weer voor my oë gesien, want hy is aan my waterkant. Regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Waar is God aan jou kant, linker of regterkant? Het is interessant hierdie, dat die Bybel verwys na die regterkant, of die regterhand. Praat van die regterhand. Ons gaan kyk 'n bietjie wat sê die Bybel. Psalm 16:8 sê dit ook. Hy sê, ek stel die Here altyd voor my, omdat hy aan my regterhand is. Sal ek nie wankel nie. Amen. Regterhand is lyk my kenmerkend hier. Kom ek gaan vertel gou vir julle met betrekking tot die regterhand. Die regterhand is beskou as die pos van eer en waardigheid. Maar dit word ook genoem as 'n posisie van verdediging of beskerming. Regterhand. Om een aan ons regterhand te hê, is om iemand naby ons te hê wat ons kan verdedig, ons kan beskerm. Kom die regterhand word genoem. Wie is links hier so? Maar sorry vir die storie. Here seën ons ook, né? Verstaan? Amen. Al is ons linkshand. Die God se woord dit sê, maar wat sê die ander? Linkerhoek? Linker. Amen. Maar ja, want hulle sê mos die regterkant van jou brein beheer wat se kant van jou? Linkerkant. En die linkerkant beheer. That's why only left-handed people are right in their minds. Only left-handed people are right in their minds. Amen.
Want jy sien die linkerkant weer die regterhand. Amen. So Stein, daar's hoop vir my en jou. Amen. Psalm 110:5, dit spreek ook van beskerming. Die Here is aan u regterhand, verbrys al konings op die dag van sy toorn. Die Here wat aan die regterhand is, hy doen dit. Psalm 121 vers 5. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skadu aan watter kant? Aan jou regterhand. Hy sê dit aan jou regterhand. Is dit nie awesome nie? Daar sien Psalm 125 vers 1. Die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. God beloof dit. Amen. Vertrou op die Here. Kan ek Psalm 15 vir julle lees? Dit is net vir my 'n wonderlike Psalm van Dawid. Hier is, hy sê, Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen. Waar het die klem gelê? Op die geregtigheid wat hierdie beloftes laat realiseer. Nie in jou posisie van geregtigheid deur die bloed van Jesus nie, maar die geregtigheid wat jy doen. Amen. En wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaakrede uitspreek teen sy naaste nie. In wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer op sy skade, hy verander nie, wat sy geld nie gee op boeke en geen omgeskenk aanneem teen die onskuldig nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel nie tot die ewigheid. God beloof dit, maar kan jy die voorwaarde sien? Ons gaan kyk in die Bybel, wat sê Spreuke 12:3. Geen mens kan deur goddelose bestaan nie, maar die wortel van die regverdige wankel nie. Hierdie is baie belangrik. Mediteer vanoggend hier ook oor in die Heilige Gees gee my dinge rondom dit. Wanneer ons berading doen, wat doen ons in berading as ons mense sien? We look at the root. We look at the root. If you don't deal with the root, you can deal with the symptoms. You cannot solve the problem. Die wortel is belangrik, want wat bepaal die wortel die kwaliteit van wat? Die vrug. Nou sien ons verkeerde vrug in mense se lewens in berading. Waarna kyk ons? Wortel. Daar's 'n oorsprong, die oorsprong lê waarin? In die wortel. En die woord van God sê, as jou wortel reg is, gebaseer op geregtigheid, en jy vrug dra. Awesome vrug. God beloof dit. As jou wortel reg is, sê die Bybel, gaan jy nie wankel nie. Lukas 3:9. Maar die by lê ook teen wat van die boom? Die wortel. Sien jy, God deel met die wortel. Hy sê, die by lê ook al teen die wortel van. Elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, hy word uitgekap en in die vuur gegooi. Waar kom God? Waarmee deur die wortel? Lukas 8:13. En hy praat van die gelykenis van die saaiër. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang het, wanneer hulle dit hoor. Hulle het geen wortel nie. As daar nie 'n goeie wortel is in jou lewe nie. As jou lewe nie gegrondves is op die rots Jesus Christus en jy gewortel is in God se woord nie, gaan jy nie staande bly nie. Nie teen die versoekinge van hierdie wêreld nie, nie teen die son nie, nie teen die booshede nie. Nee, Romeine 11:16 sê, en as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, wat is ook heilig? Die takke en natuurlik die vrug. Lyk jou vrug verword, as jou vrug heilig is, as jou vrug fantasties en goed is, weet jy, jy's 'n regverdige. Wat God se woord sê. Spreuke 12:12. Die goddelose begeer die vangs van verkeerde dinge, maar die wortel van die regverdige lewer wat op? Prys die Here. Ek bid, wat soek God in ons lewens? As jy nie vrug het nie, sê dit gaan gebeur. Uitkom. Dit is die gelykenis wat ek vir julle vertel het. Vrug is belangrik. Kyk na verdere beloftes. Psalm 64 vers 11. Die regverdige sal bly wees in die Here. 'n regverdige verlustig om in die Here. Verbly jou altyd in die Here. Ek sê dit wees bly. Is die oproep wat die woord van God tot ons maak, broers en susters. Maar wat sê die Bybel? Die regverdige sal bly wees in die Here en by hom skuil.
al die opregtes van hart sal hulle beroem. Psalm 92 vers 13 tot 16. Die regverdige sal groei soos wat 'n palmboom. Amen. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon, geplant in die huis van die Here. Amen. Sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. Amen. Lia sê altyd, sy dink ek is gebore in die kerk. Ons het van, waar is my suster sit daarvoor? Sy kan getuig daarvan. Kyk, wat ons kleins af, het ons dienste bygewoon. Jy sondagsskool toe, dan jy half die breek gehad, as jy kerk toe, en jy oor aantal te keer kerk toe gegaan. Daar ons baie kerk toe gegaan, is nie hierdie tyd waarom ons leef. Ek dank die Here daarvoor, want ek is geplant waar? Die huis van die Here. Amen. Hy sê hierso, geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhoewe van ons God, in die gryse ouderdom, sal hulle nog vrug dra. Amen. Die gryse haar. Party ouens word al jonk grys. Hy sê op die ouderdom gaan jy nog steeds wat doen? Nog steeds vrugte dra. En nie fantasties, wat God beloof aan wie? Wie regverdig is. Hulle sal vet en groen wees, nie letterlik. Anders kwalifiseer ek dit nie. Geestelik, amen. Om te verkondig dat die Here reg is, my rots en in hom, daar geen onreg. Ek weet, God is so. Psalm 97 vers 11. Die lig vir die regverdig, die lig is vir die regverdiges gesaai en vrolikheid op die regtes van hart. Amen. Dit is suster. Jy kan die lig van God sien in 'n regverdige. Hulle skyn in die wêreld. Wat het die Here gesê, wat moet ons wees in 'n wêreld daar kyk? Lig en sout. Amen. Want sout maak mense wat? Dors, hulle moet 'n dors wees. Ek gee vir mense sout want ek wil hulle dors maak in die evangelie. Amen. Psalm 95 vers 11. En ek sal al die horings van die goddelose mense stukkend breek. Die horings van die regverdiges sal verhef word. Verstaan jy wat is 'n horing? Wanneer die Bybel praat van horings, gaan kyk 'n bietjie. As jy gaan huiswerk doen en jy gaan kyk na die horings, beteken dit jou krag, jou gesag, jou autoriteit, jou mag wat jy het. Is verwys na die horings. Dis wat God in jou lewe sal doen. God het ons autoriteit en gesag gegee, man. God sal daai horing staande laat bly. Amen. Hy gaan daai horing van jou verhoog, jou autoriteit en jou gesag wat jy het in Christus, daai volmag wat hy vir ons gegee het. Wat sê Spreuke oor die regverdiges? Kom ons gaan kyk 'n bietjie Spreuke 10, eerste ene. Daar in vers 3. Die Here laat die regverdige nie honger ly nie. Amen. Wat sê dit? Hy sê dat as jy die vrees van die Here leef, selfs in die hongersnood, dan die Here vir jou kos. Amen. Willem, die woord sê die eindtye gaan hongersnood wees. So wat? Ek is 'n regverdige. As ek 'n regverdige leef in die vrees van die Here, sê God sal in die hongersnood vir jou sorg. As God vir 'n volk plus minus 2,5 na 3 miljoen mense in die woestyn waar geen lande is nie Pick n Pay Checkers spanne is. Voorsien God vir hulle hoe lank? 40 jaar. Julle geweet daai kos, eintlik was dit net padkos gewees. 'n bietjie lank gevat om by hulle destiny uit te kom. Hulle moet baie padkos geëet het. Amen. Hy sê in vers 6, seëninge is daar op die hoof van wie? Amen. Ek dink jy kry die drif. Wat sê God? Die regverdige. Vers 7, die nagedagtenis van die regverdige is tot groot seën. Waaroor top jy in die middag? Verkeerdelinge onder al hier gemors, hoe Here. Nee, die nagedagtenis beteken jy dink daaroor. Is tot groot seën. Amen. Vers 11. Die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe. Amen. Kom jy sit met mense, dan kom jy met mense, dan praat jy met hulle, kan jy agterkom of hulle regverdig is of nie. Hulle woorde gee hulle reg. Want die mond van 'n regverdige, sê die Bybel, is 'n fontein van wat? Lewe. Amen. Vers 16. Wat die regverdige verwerp, is vir die lewe. Vers 20, die tong van die regverdige is uitgesoekte salwe. Prys God, ek dank die Here. Ek hou daarvan om by mense te sit met mense wat tonge het van salwe.
Mense wat vir jou die woord jou kan bemoedig, jou kan versterk, jou die waarheid van die evangelie gee, beginsels en sleutels om jou in oorwinning te bring. Vers 21, die lippe van die regverdige help baie mense reg. Help jy mense reg? Wat doen jy as mense na jou toe kom en vir hulp vra? Jy sien, 'n regverdige sê die woord van God, en die woord van God in hulle, amen, om hierdie mense reg te kry. Ek dank die Here, luister, as ek net 'n geleentheid het om mense reg te kry. Fantasties. Dan sê in vers 25, die regverdige is vir ewige grondves. Hierdie grondves is 'n fondasie. Nou wil ek u vat, my broer en suster, na 'n regverdige. 'n Regverdige is een wat die woord van God doen. Jesus sê na sy bergpredikasie, Matteus 5, 6 en 7, as iemand na hierdie woorde van my luister en dit, hy sal sy huis bou, hy sal gegrondves wees op die rots, Jesus Christus. Bou jou lewe op die waarhede van God se evangelie. God beloof vir jou seën. Die Here beloof. Jy sal vir ewige grondves wees. Sal nie wankel nie. Spreuke 11:30. Nee, vers 31, jammer. Die mond van die regverdige laat wysheid uitspruit. Dis fantasties. Jy sien, hierdie is teenoorgestelde van die gesegde wat hulle sê, luister, as jy stil bly, is jy dom. As jy praat, bewys jy. Hierdie is van toepassing hierop nie. Hier is die teenoor. As 'n regverdige begin praat, sien jy wat in wysheid. Wysheid. Wat is een van die beginsels van die vrees van die Here? Wysheid. Amen. Hierdie disippels, ou Petrus, hy was 'n wat? In beroep gewees. Wat was Petrus? 'n visserman. Weet 'n visserman dom is nie. Gaan net die saak regstel nie, so. Visserman is baie slim. Op my geval. Sien, hierdie was nie geleerde manne nie. Weet jy? Jy hoef nie op die universiteit te graad te gaan swat om 'n mooi groot karp te vang. I mean, nog makliker om 'n groot baal te vang. Maar hierdie manne was gesoute vissermanne. Nou kom hulle, praat met mense, hulle sê, "Jo, kyk hierdie wysheid van hierdie mense. Is hulle nie vissermanne nie?" Hoor die wysheid waarmee hulle spreek, want die gees van wysheid woon binne in hulle. Hierdie is regverdige manne, hulle spreek wysheid, man. Want die gees van God vir hulle sê, want Jesus het gesê, wanneer jy nie weet wat om te sê, dan sal die gees van God deur julle spreek. Wysheid. Heilige Gees is wysheid. Amen. Vers 32, die lippe van die regverdige weet wat welgevallig is. Amen. Weet wat reg is. Spreuke 11 vers 30. Die vrug van 'n regverdige is 'n boom van Spreuke 12 vers 13 kom hier. Wat sê? In die oortreding van die lippe lê daar 'n gevaarlike stryk, maar die regverdige ontkom aan die benoudheid. Hy ontkom aan die benoudheid. Dit beteken nie jy gaan nie benoud word nie, maar jy ontkom die benoudheid. Gaan nie met jou gebeur nie. Amen. Het jy al benoud geraak? Wie het al benoud geraak in hierdie wêreld? Nou nie geestelik, spiritual is. Amen. Almal het al benoude oomblikke gehad. Is dit nie so nie? Maar die Here sê jy gaan dit oorkom. Amen. Dan kom in vers 21. Geen enkele onhou tref die regverdige nie. Ja, wel, ek het hier kry ek mediteer en sê, Here, dit is regtig moontlik. Sien wat ons moet baie verstaan. Wie van julle was altyd in alles in julle lewe regverdig? Dis nie een nie. Was niemand nie, Here. Dis hoekom sê maak nie saak waar jy is vandag geestelik nie. Luister, is nie te sê jy was in jou lewe skuldig nie, want regverdigheid beteken you're innocent. Jy is nie skuldig nie, want ons almal het gesondig en tot ontbreek in die heerlikheid van God. As nie een regverdig nie, sê die Bybel, was nie een nie. Ons almal het verkeerde en ons doen nog soms verkeerde dinge. En as ons hierdie verkeerde dinge doen, dis my broer wanneer die onheil kom. Maar as jy in hierdie wêreld volmaak was en jy het perfek gelewe en nooit was jy onskuldig aan sekere dinge nie, sal daar geen onheil oor jou kom. So die hoeveelheid onheil kom op grond van die hoeveelheid ongeregtigheid wat jy pleeg. Dis gebaseer daar. Behalwe, dan kry jy die uitsondering op die reël. Ek wil vir hierdie uitsondering op die reël noem. Wie was op uitsondering op die reël? Job. Job was 'n regverdige en vroom man voor God, maar kyk wat met hom gebeur en sy kinders. Uitsondering op die reël. Nie algemene evangelie nie.
Ek het met u gepraat oor die uitsondering of die reël of die algemene evangelie. Ek gee vir u die algemene evangelie. Dan kom vers 26, die regverdige vind sy weide uit. Man, jy gaan weet waarmee jy gaan. Waar is jou weide? Amen. Hy het na groen weivelde toe. Amen. Spreuke 13, kom ons gaan kyk wat sê vers 9. Die lig van die regverdige brand vrolik. Sien mense die lig in dit? Brand jou lig. Laat jy dit so skryf vir Jesus, ek en my klein boekie en jy en jou. Ag nee. Waar het mense hierdie liedjie gekom? Ons het dit gesing as kinders ek en jou klein boekie en jy. Of ek en my jy. Nee, God sê moet lig wees in 'n wêreld daar buite in hierdie hoekie sit nie. Jou lig moet skyn. 'n regverdige se lig skyn. Amen. Vers 25. Die regverdige eet tot hy versadig is. Amen. Halleluja. Prediker 15 vers 6. Lyk dit in jou huis. Die is God se woord wat ons te praat met ons vanmôre. In die huis van die regverdige is 'n groot schat. En as skatte van God in die huis. Van wie? Regverdig. Dit is belangrik. Dis die beloftes. Psalm 18 vers 8 Spreuke 18 vers 10. Die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud, want die regverdige weet waar hy moet hardloop. Ek bid hierdie dinge met ons. En ek dank God dit is vir 'n regverdige. Hoor wat sê Spreuke 21 vers 20. 'n Kosbare skat en olie is in die woning van 'n regverdige. Lyk jou huis. Lyk jou woning. Ek het een sussie. Ek sê ek wil ons moet uitkom by die beloftes van God, want God beloof hierdie dinge nie wil in Jooste nie. Daarom het ek vir u gesê, wat is die beginsels, wat is die karaktereienskappe van 'n regverdige? Ek bid die Here dat ons al hoe meer die pad van geregtigheid sal stap en al hoe meer hierdie beloftes in ons lewe gaan realiseer. Jy sien, dis die ware evangelie. Nee, Willem, jy kan leef soos wat jy wil, man. Leef in sonde en geregtigheid, die genade is groter as dit. My broer en suster, God se genade is groot. Kom ek vandag vir julle sê, weet jy wanneer skop God se genade in? Ek het nou eendag daaroor gepraat. Die volk Israel, wat doen hulle? God sê, julle moet die pad van geregtigheid stap, jy moet my gebooie onderhou. 'n Regverdige, luister na die gebooie van God en doen dit. Dan mors die volk op en wat gebeur? Wow! Die beloftes realiseer nie. Wat moet hulle doen om weer terug te kom by die beloftes? Bekering! Die 5 B's is belangrik. Julle ken nou al die 5 B's. Julle toetskryf van hom. Wat is die 5 B's? Waar begin ons? Bewus. Berou. Jy fout. Jy moet eers bewus wees. Die volk was bewus gemaak van hulle verkeerde oortredings by afvoerampel. As die volk nie berou gehad het nie, niks verder gebeur nie. Die derde een, dan gaan jy en dan bely jy voor God. En as jy bely voor die Here, wat doen jy? Bekeer is die sleutel. Bekering is waar die omkeer plaasvind. Nie wat die voriges nie. Jy kan al hierdie doen voor dit. As jy nie bekeer nie, gaan niks gebeur nie. Dis by bekering. Toe die volk hulle bekeer het, toe restoreer God hulle begin toe die beloftes van die Here beleef. Maar wat is die 5de een? Amen. Dis die uitdaging wat ek en jy het om dit te behou. Nee, die volk verloor dit net weer 'n paar hoofstukke daarna. Wat doen hulle dan weer? Here, dan wil dit ons bewus maak. En dan berou, en dan bely hulle, dan bekeer hulle, en God restoreer. Dan kom daar 'n ander koning, as hulle afgode. Here, asseblief help ons. Nee, bewus wees van wat julle verkeerd doen. Dan moet julle berou hê, en julle bely. Kom sal ons om die berg vir 40 jaar in pad kos eet. Here het vir jou Kanaan. Dis wat die Here jou wil hê. God se einddoel vir jou lewe is God se plan, ons moet dit behou. Kom hierdie beloftes goed God vir jou. My broer en suster, wat God sê, hy sê ek beloof vir julle hierdie dinge, God lieg nie. Hierdie dinge sal realiseer as ons ook deel van ons verbond nakom en dit wat God sê. Amen. Ek wil jou honger en jou dors maak vanmôre vir die geregtigheid van God. Eerstens wat al jou nog van julle het, maar in die tweede plek dat jy geregtigheid sal doen.
Dat jy in hierdie wêreld sal uitgaan en dan nie valse beloftes gemaak word. My broer en suster, wat predikers doen in die wêreld nie. Maar dat ons gaan hoor wat sê God se woord, want hy wat in die vrees van die Here leef sal hierdie beloftes realiseer. Hulle wat regverdig is, wat geregtigheid doen, is regverdige, hierdie beloftes kop in wanneer ons in daai posisie is. Sluit af vanmôre. Ek is nog nie klaar met die beloftes nie. Julle, ek kan eintlik vir 'n jaar aangaan met die beloftes. Maar ek gaan volgende week met u praat oor nie dalk volgende week nie. Volgende week is Paasnaweek as ek dit nie mis het. So ons het 'n spesiale diens. So ek gaan nou nie aan met hierdie woord volgende Sondag nie. Die week daarna gaan ek weer aan om met julle te praat oor wat? Oor beloftes vir hulle wat oorwin. Nie vir almal nie. Vir hulle wat oorwin, om luister na die woord van God. My broer en suster, as jy oorwin, lê daar beloftes vir jou nou, en daar lê beloftes vir jou in die toekoms, in die ewige lewe, is daar beloftes as jy gaan oorwin. Ek gaan met julle praat oor daai beloftes, want ons praat nou mos oor die beloftes van God in ons lewens. Amen.